ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 309. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat u enige van my boeke benodig? Miskien die boek Israel's Rapture, die Engelse boek. Ek promoveer hom hierso, want daar gaan 'n tyd kom wat daar 'n geweldige aanslag hier in Suid-Afrika teen die mense gaan kom wie vir Israel staan, die volk Israel of Israel. Daarom ook teen die boek Israel's Rapture, wat natuurlik my doktorale graad was, so meer as 15 jaar gelede. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Ag, ek is seker jy ken dit al alles uit die kop uit, né? As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk as 'n nuwe kyker, nuweling, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is baie noodsaaklik dat u sal inteken op die YouTube kanaal, dit is gratis, sodat u al die verskillende kennisgewings van die studies en ook ons TikTok boodskappe daagliks kan ontvang. 5 dae 'n week. Stuur ook die kontak vir die vriende en die kennisses, vir hulle wat jy lief is. Die reeks is lewensveranderend. 'n Skryfblok en 'n pen is uiters noodsaaklik sodat u notas kan maak. Omdat dit 'n Bybelstudie is dit baie belangrik dat u sal notas maak. Ek wil net hierso ietsie insit daar sê. Goed. So as jy enige inligting nodig het, is jy vry om ons te kontak. Kom ons bid saam. Vader Jahwe, baie dankie vir hierdie bonatuurlike geleentheid om as Javiste vanmôre weer by die fontein van die ewige lewe te kan staan en gratis te kan drink van die waters van die lewe. Dit wat u vir daardie Samaritaanse vrou beloof het, strome van lewende waters, sal uit julle binneste opspring en opborrel tot in der ewigheid. Meer as 2000 jaar later vanmôre kan ons sê, daai skrif is nog net so relevant vandag in hierdie 21ste eeu. Ek sien wanneer mense tot hierdie bonatuurlike woord kom, hoe strome van lewende waters uit hulle binneste opspring. Seën vanoggend se woord, voed ons met die manna van die lewe, sodat ons gereed kan wees om werkende instrumente in u hande te wees. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua. Elke Jahwe sê halleluja, halleluja, baie dankie, baie dankie. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot seën gaan wees, halleluja. En dat u vanmôre uit die woord uit die genadehand van Jahwe ons Vader, deur Javashua en die Ruach leiding, woord van lewe ervaar, wat u in hierdie dag kan deurdra, om suksesvol te wees in die koninkrykswerk van Javashua. Jy weet, ek bedien elke oggend 5 dae 'n week, bedien ek die woord in Engels en Afrikaans. Ons doen so 15, 16 boodskappe elke week wat ons opneem. En baie keer dan sal die mense dink dat
Dis net ek en Pastoor Rika wat die preekwerk doen. Ja, en hier waar ons besig is op die vlak van ons bediening, waar ons die liggaam van Jafashua bedien, waar Vader ons gestel het as die voorgangers, om die bonatuurlike geopenbaarde woord in die wêreld in te vat, is daar menigte van die pastore wat afgestudeer het, mans en vrouens, herders, wat nou begin met boodskappe op Facebook, elkeen hulle selgroepe daar, besig om te begin uitreik na die wêreld, daar buitekant en ook op YouTube. En weet jy wat? Vir my is dit die beste ding. Baie sal nou sê, prof, is jy nie jaloers van jou student? Nee. Inteendeel gee ek van die kontakte wat ons het, van die ander pastore, dat hulle die mense kan help bedien. Dis te massief groot. Onthou wat die woord sê, die een plant, die ander gooi nat. Jaffa, ons Elohim, laat dit groei. So al wat ons moet doen, ons moet ons plek in die liggaam van Jafashua ontdek waar ons die saad kan plant of nat gooi. Saad plant of nat gooi. En as dit nodig om te saad te plant en nat te gooi, dan moet ons dit doen. En weet jy wat? Ons kan nie die groei bring nie. Jaffa en Jafashua, deur die werking van die Ruach HaKodesh, bring die lewe en die groei in die lewe van mense, lewens van mense. Die boek Spreuke, hoofstuk 18, vers 11. Die goed van die ryke is sy sterkstad. Die goed van die ryke is sy sterkstad. En soos 'n styl muur is sy verbeelding. Wat? Wel, die woord sê dit, ek sê dit nie. Die goed van die ryke is sy sterkstad. Luister na die tweede gedeelte. En soos 'n styl muur, iets wat afdra en hardop en val, is sy verbeelding. Nou wil ek net vra, volgens hierdie skrifgedeelte, sal ons hierdie skrifgedeelte kan toepas op elke mens wat ryk is, wat finansiëel welgesteld is, wat 'n oorvloed van aardse besittings het? Natuurlik nie. Jy sien, ek vind in die woord verskeie plekke wat sin speel dat wanneer iemand finansiëel onafhanklik is en voorspoedig is en in sy besigheid of haar besigheid voorspoedig is, dat daar 'n vloek op hulle is. Dit is nie so nie. Ons moet baie versigtig wees. En ek het gister met iemand gepraat oor dit. Oor die hersienings van verskillende vernaam Afrikaanse Bybelvertalings. As ons sien wat die Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap gedoen het met die 83 Bybel, 1983 Bybel, teenoor die 1933 Bybel, Afrikaanse Bybel, dan vind ons in die 83 Bybel 9000 skriftuurlike veranderings en 18 totale verswegladings, soos mis voor die son. Nou, waar dit gebeur? Wel, hulle die Westcardinal teks gebruik. Die 1881 Codexes, Codex Sinaiticus, Codex Leninagradus, Codex Tudegardus, Codex Alexandricus, Codex Vaticanus. Dis jou 5 korrupte tekste wat hulle gebruik het. En dit veroorsaak 9000 skriftuurlike veranderings. Ek het die boek geskryf, my boek geskryf, waarom 'n 4de Afrikaanse vertaling, Bybelvertaling. Ek het hom in 2012 geskryf. Met nagevorste inligting, ongeëwenaar.
om vir jy te wys hoe korrup die 83 Bybel is. Die grootste verleentheid wat ooit met die Bybelgenootskap kon plaasvind, wat veronderstel was om 'n Bybel vir almal te wees. Bybel vir die kinders en kleinkinders. Hulle moes so 'n Bybel daar plaas, het Dominee Gerrie Kirsinger gesê vir my, want dit is te moeilik gewees, die 33 Afrikaanse Bybel vir die kinders. Snert. Dit gaan daarom dat jy die Westcott en Hardtext moes gebruik het. Nou wil ek hê dat u moet weet, dat om geseën te wees, om finansiëel welaf te wees, om ryk te wees, is nie 'n Bybelse sonde nie. Inteendeel sê die woord, hy sê, ken my in al jou weë, en ek sal jou paaie gelyk maak. En dit gaan ook vir jou finansiële paaie. Want of ons dit wil weet of nie wil weet nie, niks in hierdie lewe kan funksioneer sonder finansies nie. My pa het een keer gesê dat iemand het vir hom gesê, geld is nie alles nie. En ek onthou dit soos gister. Toe antwoord hy die ou, toe sê hy, maar dit is baie moeilik om sonder geld te wees. Want jy kan nie by die winkel inkoop en instap en 'n brood koop, of 'n liter melk, as jy nie vir dit kan betaal nie. Tensy jy goed genoeg geken word deur die winkelier, dat hy jou vertrou en dit om skuld vir jou gaan gee. Maar betaal gaan jy vir dit betaal. So 'n seën, wat Jaffa sekere mense mee bedien, wat hulle vermoë gebruik. Luister, dis entrepreneurskap. Dis entrepreneurskap. Ek kan onthou, in die laerskool, het een van ons onderwysers vir ons gesê, julle moenie op julle brein sit nie. Jy moet jou brein ontwikkel, moet hom nie as 'n kussentjie gebruik. Want die stoele was redelik hard daai tyd, dit was houtbankies. Moenie op jou brein sit nie. Ontwikkel hom. En dis hoekom Jaffa vir ons die intellek gee, om entrepreneurskap te ontwikkel, van 'n jong ouderdom af. Dis nie om die een meer bevoorreg as die ander is nie. Die een het wat die ander, daai gaan kyk na daai wat vandag het. Dis hulle wat heel waarskynlik hulle entrepreneurskap as jong kinders al begin ontwikkel het. Hulle paas en ma's het hulle gehelp dit doen. Koop 'n sak aardappels en maak dit in klein pakkies. En loop van huis tot huis en verkoop die aardappels, dieselfde met 'n kassie tomaties. En 'n sakkie eie. En as jy daai 3 kommoditeite verkoop het, het jy genoeg geld om 3 van elkeen te koop. En so brei jy jou besigheidjie uit. Ek gee net 'n voorbeeld. Dis nie 'n skande om iets te gaan verkoop nie. Dit ontwikkel die entrepreneurskap. Ek gebruik nou net vinnig 'n voorbeeld. Nou wanneer dit ontwikkel is, dan raak jy later 'n besigheidsman en 'n besigheidsvrou. En omdat sekere mense die vermoëns wat Jaffa hulle mee bedien het, gebruik en ontwikkel het in hulle jong dae. En nou in die besigheidswêreld suksesvol is. Nou is dit 'n sonde. Die goed van die ryke is sy sterk stad. Die goed van die ryke is hy As jy 'n Jafis is, en daar is Jafiste wat geseënd is, verskriklik geseënd is. Hulle eer Jaffa in die goed wat hulle besit. Hulle aanbid nie die goed wat hulle besit nie. Dis die verskil. Die verskil is of dit my God word met 'n klein g, en of die persoon deur sy besittings Vader Jaffa kan aanbid en verheerlik. Nou ja,
Ek is nie klaar nie. Ek wil oor hierdie nog 'n klein bietjie uitbrei. Want dis 'n verskriklike miskonsepsie rondom iemand wat ryk is. Tot môreoggend as Vader Jahwe wil. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.